8 Junie. Ons kies die beste vriende. Nie 'n paar gunstelinge nie, baie vriende. Die vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die oog op die nood. Spreuke 17, vers 17. Dis goed om medelydend te wees, maar mens moet jou medelyde oordeelkundig gee met die wete dat die ontvanger medelyde verdien. Wat is daar te sê vir raadvra? Spreuke 25 vers 9 tot 12. Verdedig jou saak teen jou naaste, maar openbare ander se geheim nie, sodat een wat dit hoor jou nie beskimp nie. Goue appels op versierde silwerborde, so is 'n woord op sy tyd gespreek. 'n Wyse bestraffer by 'n oor wat luister, is 'n goue ring en 'n goue sieraad. Wanneer ons gemeenskap kan hou om mekaar hemelwaarts te help, wanneer die gesprek oor heilige hemelse dinge gaan, dan loon dit die moeite om te praat. Maar wanneer die gesprek oor onsself en oor onbenullige aardse sake gaan, is swyg goud werd. Die gehoorsame oorluister nederig, geduldig en ontvanklik na bestraffing. Dan eers is ons gemeenskap met mekaar voordelig. Dan voldoen hulle aan alles wat God daarvan verlang. Wanneer Gods opdrag wedersydes vervul word, doen die wyse bestraffer sy plig en die gehoorsame oorluister tot sy eie voordeel. Elke vriendskap wat ons aanknoop, al is dit ook hoe beperk, het 'n invloed op ons. En hoe 'n mate ons aan daardie invloed sal toegee, hang daarvan af hoe intiem ons is, hoe bestendig die gemeenskap en hoeveel liefde en agting ons vir die vriend het. U welwillendheid en onselfsugtige dade sal nie tot net 'n paar gunstelinge beperk wees nie, maar vir almal met wie u omgang. So sal u vriendskappe aanknoop en bande smee wat dierbaar en bestendig is. U dade sal op u terugkeer. Deur sosiale omgang kom die Christelike godsdiens in aanraking met die wêreld. Elkeen wat die goddelike verligting ontvang het, moet die pad verlig vir diegene wat nie die lig van die lewe ken nie.